Dankie, Mornay. Broer en suster, ons gaan voortgaan ons spreek aan die woordstel. Volgende spreker is gemeente baie bekend, François. Mens sien my ouder in François, maar mens ken nie, dit is een beetje meer van om te leer. Ons gaan my die geleerdheid. Broers en susters, François het een meestergraad in filosofie van alle dinge. Hy werk stil met rekenaar, maar hy het een meestergraad in filosofie by die Universiteit van Stellenbosch. Hy het inderdaad voorgraad sy studies B-graad in wetenskap, een BSc in rekenaarwetenskap by die Universiteit van Pretoria. François het ook een diploma in projektbestuur gedoen, onlangs, tussen alles deur. Hy werk by Vodacom al vir 23 jaar, waar hy verskeie rolle vervul het, projek, programbestuur en argitektuur. Hy het programmeerder, stelselanalist, groot name wat ek nie verstaan nie. François het ook in 1994 tot 1997 by Westens baie beroemde uitreik gewerk, die Frontline Fellowship, waar die Bybelse wêreldbeskouing bevorder word deur verskillende projekte, wat hy gedeel het en gehelp het en ook heel geneem het aan. François het ook nog as projektbestuurder opgetree by die Reformatie 500 fees. Hy is tans betrokke by die Pactum Instituut as navorsingsgenoot en hy dien ook op die bestuur van die Vereniging vir Christelike Hoër Onderwys. Hy het ook projekte gedoen om Prof. H.G. Stoker, die Mornay verwys aan die reformatoriese filosofie, sy versamelde werke beskikbaar te maak, ook elektronies. En dan was hy ook self as evangelist betrokke, vroeger in sy lewe, ook om protes aan te teken teen die aborsiewetgewing. En dan by dit alles is hy ook 'n ouderling in ons gemeente en hy is 'n pa van 12 kinders, man van 1 vrou en hy is die oupa van 1 gebore kleinkind en dan 2 ongebore kleinkinders. Ja, ons ken hulle nou almal in die gemeente. François, dis 'n voorreg om na jou te kom luister. François gaan bietjie Mornay die probleem geskets van die eenheid en die veelheid. François gaan bietjie vir ons na van sy lelike tentakels ons met ons oor praat. François, baie dankie. Sien. Goed, ek het vir julle op die tafel so 'n diagram neergelê. Dit is waaroor ons vandag nou praat en die vorige 2 lesings het eintlik nou al reeds 'n opsomming gegee van hierdie uit verskillende hoeke uit. En wat ons nou gaan doen is, die middelste ene gaan oor die oplossing en hoe dit in mekaar steek in terme van die Bybel. En die 2 kantes is die ekstreme. En ek gaan nou infokus op die 2 kant gedeeltes. Nou goed, deesdae ry ek nogal baie na Orania toe, want daar's van my kinders wat nou daarso werksaam is. En as 'n mens nou daar na Orania toe ry, dan ry 'n mens deur Koffiefontein. Nou daar sou iets merkwaardigs in hierdie Koffiefontein gebeur, hierso in die Tweede Wêreldoorlog. Nou hierdie klein dorpie,
dink ek kan mense as beroemd beskou, omdat professor H.G. Stoker en nog 'n klomp ander Afrikaners daar gevange gehou is. Nou, 'n mens moet nou dink dat daardie tyd toe professor Stoker nou daar gevange gehou is, toe was Europa in 'n groot oorlog betrokke, en wat gebeur het is die middelste gedeelte is waar Nazi-Duitsland was en die fasistiese Italië, en hulle het 'n vennootskap met mekaar gehad, en hulle het toe die ander gedeeltes rondom daai twee lande het hulle ingeneem. En dit het selfs begin lyk of hulle Rusland kan oorneem. Julle kan sien hierso aan die regterkant het hulle al groot dele van Rusland het hulle eintlik al oorgeneem. Nou die ordes wat teen mekaar gestaan het, was die nazisme, die fascisme en dan die liberalisme en die kommunisme. Nou die kommuniste en die liberaliste het in 'n vennootskap met mekaar gegaan en hulle het toe teen die fasciste en die nazi's het hulle oorlog gevoer. En dan ons is dan nou hier in die suidpunt van Afrika, is ons met die Calvinisme besig wat die Bybelse wêreldbeskouing is. En dit is wat professor Spoelstra nou gedoen het. Hy het gegaan en hy het die Calvinisme gaan vergelyk met die ander ordes wat in mekaar met 'n botsing is. En dit uit mekaar uitgehaal en die eindresultaat was toe dat professor Stoker toe nou hierdie boekie uitgegee, die stryd om die ordes. En wat toe gebeur het is die regering van daai dag in 1941 was die Smitse regering en daardie regering was ons nou onderhoorig aan die Britte en die Britte was 'n liberale regering. Hulle het die liberalisme ondersteun. En professor Stoker het toe in hierdie boekie van hom het hy beide die liberalisme en die fascisme en die nazisme en die kommunisme het hy gekritiseer. Maar hy het uitgewys dat daar punte is wat 'n mens met hulle kan saamstem, maar daar ook punte is wat jy nie met hulle kan saamstem nie. Nou een van die aanhalings wat in hierdie boek van professor Stoker is, skryf hy, dan sê hy, nou onthou nou op daai oomblik was Holland ingeneem deur die nazi's. So hulle was onder die hiel van nazisme. Nou skryf hy 1941. By die Hollanders bestaan egter die gevaar dat hulle die nasionaal-sosialistiese ewels gaan ooracsentueer en sy waarheidsmomente nie reg gryp nie, terwyl hulle die gevaar van die liberalisme ook in hulle land miskien nie ten volle sal besef nie. By ons weer bestaan die gevaar dat ons die ewels van die liberalisme gaan ooracsentueer, sy waarheidsmomente nie regvat nie en die gevare van die nasionale sosialisme ook in ons land miskien nie ten volle sal besef nie. Nou is die vraag, maar hoekom is professor Stoker toe nou in hegtenis geneem en na hierdie interneringskamp toe gestuur? Want hy kritiseer tog hierso nazisme. Nou wat gebeur het is, dit is so, hy het die nazisme gekritiseer, maar hy het ook die liberalisme gekritiseer. En dit was vir die Smitse regering wat liberaliste was dit te min. Die kritiek op die nazisme was te min, die kritiek op die liberalisme was te veel. En daarom laat hulle hom arresteer en sit hom binne in hierdie konsentrasiekamp. Nou hierdie is 'n foto van die sertifikate wat professor Stoker en van die ander professore wat saam met hulle daar in die interneringskamp was, wat hulle vir die mense daar uitgedeel het, want wat hulle toe sê is, ons is nou hier, ons is professore, ons moet die mense leer. So hulle leer toe die mense. En toe na die oorlog, toe hulle hierdie sertifikate aan daai 800 Afrikaners wat deelgeneem het, uitgedeel. So dit was daai tydstip en hierdie boekie wat ons het, is geweldig belangrik, want professor Stoker was 'n professor by die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys. So dit wat hy vir ons daar opgeteken het, is uit 'n Christelike perspektief uit, sit dit vir ons uiteen, hoe hierdie verskillende ordes in mekaar steek, en daarom het dit vir ons tot vandag toe nog baie waarde. Nou, ek het vir julle gewys, wat was die ordes wat teen mekaar opgestaan het.
Dit is die liberalisme, die kommunisme, nazisme, fascisme en Calvinisme wat hy met mekaar vergelyk. Nou, in die boekie wys professor Stoker dan ook vir ons mooi uit dat daai 4 wat nou die nazisme, liberalisme, kommunisme, fascisme, daai 4 is eintlik almal forme van humanisme en per definisie beteken dit dat dit dan nou ook anti-christelik is in vergelyking met die Calvinisme wat die Bybelse wêreldbeskouing is. Nou as ons moet opsom waaroor dit gaan, dan is dit hierdie diagram wat ek vir julle uitgedeel het. So aan die een kant het ons nou die ouens wat sê nee, dit gaan eintlik oor die groep. Die groep is primêr en dit het eintlik niks met die individue te doen nie. So hulle beklemtoon net die groep. En in daai denkskool sou mens kon indeel die nasies, die fasciste, die mormone, die baalaanbidders, die stamgodsdienste, al daardie sal daarin val in daai gedeelte waar die groep oorbeklemtoon word en die individu bestaan nie, dit word heeltemal ontken. Nou die teenpool daarvan is dan nou waar die veelheid word ontken. So dit gaan net oor die individu, die groep bestaan nie, dit is net die individu. Nou onder dit sal vertel die sekulariste, die liberaliste, Islam sal daar ondertel, die Jode se godsdiens, dit sal ook daar ondertel. En nou as 'n mens dink, weet nie of julle al opgetel het nie, as 'n mens met Engelse sou praat, wat nou die liberale wêreldbeskouing verteenwoordig, hulle het nie 'n woord vir volk nie. Hulle het nie 'n woord nie. So hulle denkrigting veroorsaak dat hulle selfs nie eers in 'n taal dit kan uitdruk, die konsep van 'n groep mense wat iets in gemeen met mekaar het wat 'n mens 'n volk kan noem nie. So dit het 'n geweldige impak op hulle denke. So onthou daardie een, daar is ons 'n ander groep wat die teenoorgestelde is, dis die Boran stam, ons kom nou by hulle. En dan die middelgroep, wat die oplossing is, wat Dominee Pieter oor gaan praat, is die Bybelse wêreldbeskouing. Hy gaan daarop ingaan. Ons het aan die begin gesien, soos die Bybel lees, in Genesis, word dit vir ons gepraat van dat as God, as die konsep van ons, so dit is nie 'n enkeling nie, en dan as ons in Matteus 28 die groot opdrag gaan lees, dan word daar gepraat van God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. So die oplossing daar is die 3 eenheid. Nou goed, ek het vir julle die diagram uitgedeel, so hou hom byderhand as ons praat. Ek gaan infokus nou op die heel linkerkantste deel en die heel regterkantste deel, en Dominee Pieter sal in die middelste deel praat. So die heel linkerkantste deel oorbeklemtoon die groep, die heel regterkantste deel oorbeklemtoon die individu. So in die manifestasies van dit, aan die heel linkerkant, die marxisme, die nazisme en die stamouens. Ons gaan daai 3 na kyk, en dan aan die regterkant is dit die liberalisme en woke, wat die individu net in fokus daarop. So kom ons kyk dan nou heel eers na die heel regterkant, die liberalisme en die woke. Nou professor Stoker in daai boekie van hom, Stryd om die Ordes, hy vertel daar, hy sê vir die liberalisme is die soewereine, redelike, sedelike individu wat sy eie stoffelike en geestelike welvaart soek, die hoofsaak. Alle verhoudinge van mens tot God, tot die menslike verbande, tot natuur en kultuur word aan hierdie grondbeginsel ondergeskik gestel. So, met ander woorde, die individu, dit gaan net om die individu. Rasduni stel dit 'n bietjie anderster, hy sê vir ons, we no longer see ourselves as members one of another, whether in the family, in the church, or in society. This sense of unity is gone in every sphere. Within the family, radical individualism separates husband and wife, children from their parents, parents from their children, all from one another.
a concept of individualism, the one that prevails, is relatively modern. So, Rushdoony sê, hierdie idee dat dit radikale individualisme is 'n moderne idee. Was nie altyd so nie. Coming into its own with the French Revolution and its aftermath, instead of identifying a man as a member of a group, member or a clan or a nation in terms of his faith and culture, identification became purely personal. I am myself, nobody can define me, I am unique, and that's the mentality. So hy kritiseer dit, hy sê nee, in ons dag, veral in Amerika ook dan nou, het die individualisme, hierdie liberalisme het ook in Amerika ingekom en die klem word net op die individu gesit. Nou nog 'n bron wat ek geraadpleeg het was Darrow Miller se boekie Disciple the Nations en hy het dan hierdie aanhaling wat ek nou in Afrikaans vertaal het, dan sê hy vir ons die Weste het weggedryf van die Christelike konsep om die uniekheid en waarde van elke mens na die moderne konsep van individualisme. In die verlede het die westerse kultuur God geëer en die individu het sy of haar unieke plek gevind as 'n vrye en verantwoordelike agent binne God se glorieryke orde. Nou eer westerse kultuur God nie meer nie, maar die mens word die middelpunt van die heelal gemaak. Nou aanbid ons die mens wat die essensie van individualisme is. Ons sien hierdie individualisme oralster en dan gee hy vir ons 'n voorbeeld van Frank Sinatra se liedjie My Way. So is gefokus op die individu. So My Way. Of mens kan kyk na die bemarking wat die afgelope 30-40 jaar baie prominent was met Marlboro Man, waar dit oor hierdie rowwe, ruwe individu gaan en net hy. Het gaan net oor hom. Of Burger King se advertensie wat hulle sê, ek wil my hamburger hê op my manier. Gevorm deur vandag se waardes, fokus die kerk se evangelisasie en disippelskap op die individu. Die kerk is verblind en sien nie die gemeenskaplike komponent van die groot opdrag nie. Individue moet tot 'n reddende kennis van Christus kom, maar hierdie waarheid moet ons nie verblind vir die Bybelse begrip van gemeenskap nie. So dit moenie ophou dat jy kom net tot bekering en dit is net jy as individu nie, dit moet verder gaan, ons moet 'n kerkgemeenskap hê. Dit is nie net die individu nie. As ons gaan kyk in die kerk wat vandag aangaan, dan kan ons sien hoe word godsdiens geprivatiseer, dat dit net oor die individu gaan. Ons kan byvoorbeeld dink aan nagmaal. Deesdae het ons die situasie dat mense oop nagmaalstafel kry. Goddank daarom nie by ons gemeente nie, maar mense kry dit. Wat is die idee daar agter? Die idee is dat ek privaat 'n verhouding met God het en die kerkraad het niks daaroor te sê nie. So ons kan sien, godsdiens word geprivatiseer. Die individu is waaroor dit gaan. Nog 'n voorbeeld. Ek het nou gesien, party van ons familie wat in Nederland is, dan kuier 'n mens daar by hulle, en dit het my verbaas, hoe individualisties dit is. Dan sal hulle aan die etenstafel sit, en elke lid sal afsonderlik tot God bid, stil, bid. Daar's geen gemeenskap nie, hulle bid nie gesamentlik tot God nie. Dis ook individualisme. En nou kry ons hierdie voorbeeld, my body, my way. So, met ander woorde, ek is 'n vrou, dis my liggaam, selfs daai baba wat hier so in my groei, het niks te sê nie, dis my liggaam, ek sal besluit of ek jou wil doodmaak of nie. En die pa het selfs nie eers inspraak daarin nie. In Suid-Afrika is daar wetgewings aanvaar dat 'n dogter wat abortus wil ondergaan, dat die staat maak dit vir haar moontlik om haar baba dood te maak sonder haar ouers se medewete en sonder die toestemming van die man wat die kind verwek het. So my body, my way.
Prof Stoker het in 1941 die Britse liberalisme as 'n gevare met hulle oorbeklemtoning van die individu ten koste van die groep uitgewys. As ons na die Engelse taal kyk, daar is geen woord vir die begrip volk nie. Nou goed, nou kom ons by die hele woke beweging. Wat is die verband nou met liberalisme? John Aldrich het vir ons die verband met die woke en die liberalisme, wys hy vir ons uit. Hy sê vir ons, woke culture focuses on identity from the perspective of politics, psychology and sex, through the lens of social constructivism and expressive individualism. That is, you can be anything you want to be. Accordingly, the contemporary political scene is dominated by the issues of identity politics, where the belief in human authenticity are found in its freeing of oneself from religion and the traditional nuclear family and its moral ethical values which inhibit free agency, and in return, a return to the natural self. This political, emotional and sexual psychological idea of selfhood is not new. It was first introduced by secular atheists, including Rousseau, Descartes, Nietzsche, Marx, and Freud. This represented a reversal of perspectives from an outside in, met ander woorde, man created in the image of God, to an inside out. Met ander woorde, man is God. Human psychology. Nou gaan hy voort, dan sê hy, coupled with the rise of the modern self is the idea of sexual freedom with its focus on expressing authentic, natural human feelings. And this pits woke ideology against traditional family values, marriage, and institutional Christianity. Nou hier is ek vir ons 'n foto wat verskyn het in die NG Kerk se blad, hulle kerkblad. En dit is van twee vroue wat met mekaar getrou het en hulle het toe besluit maar hulle wil 'n kind hê. So hulle neem toe 'n kind aan en hulle kom hier by die kerk aan en die dominee kom en sy doop hulle aangenome kind. So die gesin word totaal herdefinieer. Dit kan enigiets wees soos ons nou net gesien het. Jy besluit, jy die mag as individu. Wie is die kerk? Wie is die Bybel om vir jou te definieer hoe dit moet wees? Jy besluit self. Nou goed, daar is ons 'n verband wanneer 'n mens praat oor woke met marxisme. Die begrip wat gebruik word baie keer is dat dit kulturele marxisme is. Nou ons moet onthou hoe die marxiste redeneer is dat dit 'n these is en dan kom jy met 'n antithese en dan kom jy, omdat jy dan standpunt inneem teen die these, dan kry jy 'n sintese wat 'n samevoeging is van die twee. Nou wat gebeur het is in die Sowjetunie waar die marxisme in 1917 aan bewind gekom het. Hulle het daar, onthou Rusland was 'n homogene land en so wat hulle gedoen het om die antithese daar te stel is hulle die klasseverskille het hulle beklemtoon. En toe hulle daardeur het hulle reg gekry om 'n revolusie te kry en die land te kon oorneem. Maar dit het nie gewerk in die Weste nie. En toe daar so 'n klomp filosofe bymekaar gekom en hulle gesê, maar duidelik werk dit nie om die revolusie aan die gang te kry nie. En toe het hulle gegaan en hulle het die marxisme aangepas. So byvoorbeeld in die linkerkant is in Suid-Amerika, het hulle gegaan, onthou Suid-Amerika is mos nou Rooms-Katoliek. Hulle sê toe nee goed, ons moet die teologie inbring en hulle dink toe liberation theology uit om marxisme aan te pas om dan die mense in Suid-Amerika te kry om ook marxisme te omarm. In Afrika, die these, antithese, wat jy toe doen is jy gaan en jy fokus in op die rasseverskille en jy kry dit dan reg om die
die botsing te veroorsaak en dan kan jy marxisme implementeer. Nou in die res van die westerse wêreld wat hulle basies gedoen het, is hulle het 'n oorkoepelende ding gemaak en gesê maar die onderdrukking is nou nie net met die klasse nie, dis nie net met die godsdienst nie, dit is eintlik alles ooromvattend. Jy moet die geslagtelikheid ook inbring en die verskillende groepe soos die LGBT, jy moet hulle ook inbring. Nou daar is so 'n aanhaling wat ek hierso het, wat ek vir julle wil gee, wat vir ons mooi kan sien. Dit is van Marcuse, en hy sê, who will play the role, goed, dit kom voor in Pat Buchanan se boek, en hy haal dan van Marcuse aan, so Pat Buchanan sê, who will play the role of the proletariat in a coming cultural revolution? Marcuse's candidates, radical youth, feminists, black militants, homosexuals, the alienated, the asocial, the third world revolutionaries, all the angry voices of the persecuted victims of the West. This was the new proletariat that would overthrow Western culture. So ons sien ons nou, waarso pas die dinge nou in? En hoe kom dit nou by woke uit? So kulturele marxisme is basies synkretisme tussen hierdie verskillende dinge. In Suid-Afrika is dit geïmplementeer as hierdie BEE. En ons, die ouens soos ek nou, wat in die korporatiewe wêreld is, ons sien dit. Wat hulle doen is, hulle ken aan die maatskappye punte toe. Hierdie is nou die verskillende terme wat betrokke is as ons van woke praat. Dan kan julle sien, daar is ons cultural marxism, is daar so, Foucault is daar so, Karl Marx, expressive individualism, en dan DEI, diversity, equity and inclusion. Nou in die korporatiewe wêreld, wat hulle doen is, hulle ken aan die maatskappypunte toe, aan die hand van hoe goed hulle die onderdrukking teengaan. So die idee is, dat 'n swart vrou word baie meer onderdruk as 'n wit vrou, want sy is ook nog swart. So die swart mense word meer onderdruk as die swart vroue. So sy moet bietjie meer van 'n hupstoot gegee word. So wat hulle doen is, hulle ken punte toe, en dan word al die punte toegeken vir elke individu, en dan kry jou maatskappy, kry dan 'n punt uit die teoretiese hoeveelheid, hoe woke is jy nou? Hoe goed is jy nou om die woke wêreldbeskouing in effek dan nou te implementeer? Goed, hier is nou 'n foto van babas wat in 'n fabriek vervaardig word. Nou goed, ons het nou net gesien dat woke is basies 'n samevoeging van radikale individualisme, van die liberalisme en marxisme. Nou goed, in die voorwoord van Humanist Manifesto van 1973 word liberalisme en marxisme word eintlik maar net verskillende forme van humanisme genoem. Nou die vader van kommunisme, Friedrich Engels, hy het in sy Origin of the Family, Private Property and the State, vaar hy nogal baie ernstig uit teen die idee van gesin. En hy sê dit is 'n probleem wat ons slaaf van geraak moet word, en ons moet by die punt kom wat die onderwys en die versorging van kinders moet 'n staatsaangeleentheid wees. Die kinders moet basies weggevat word van die ouers. Daar moenie so iets soos 'n gesin bestaan nie, want dit is die eintlike probleem. Nou, hierdie prent wat ek nou vir julle hier wys, dit is eintlik 'n verwysing na Aldous Huxley, 'n boek wat hy in 1932 geskryf het met die titel Brave New World. En hy het die boek geskryf omdat hy die mense in die Britannia dan nou, dit is waar hy was, waar hy waarsku oor waar hulle liberale idees, nou goed, ek dink hy was self maar liberaal, maar hy het gekyk daarna die dinge wat gebeur en waar kan dit opeindig, en dan het hy nou hierdie boek geskryf om as 'n waarskuwing. En in die boek verwys hy die heeltyd, die tema wat die heeltyd uitkom is everyone belongs to everyone. En wat in daai samelewing, utopiese, dystopiese samelewing wat hy nou skets, word die gesin
bestaan nie. So, dit is net die rou individue wat daar is. Maar wat maak jy nou? Hoe gaan jy babas kry? Jy doen fabrieke. Jy maak babas in fabrieke. En dan gesinne bestaan nie. Jy frons daarop om gesinne te hê. Maar kom ons kyk nou, hoe lyk dit vandag? Is ons nie eintlik al op pad daarna toe nie, né? As ons gaan kyk wat gebeur met die kinders, né? Die kinders, ons het nou hierdie Bella-wetgewing wat nou deurkom, né? Die kinders word op 'n al jonger stadium weggevat uit die ouerhuis uit, né? Voorheen was dit jy's op 6-7 jaar is jy verplig om skool toe te gaan. Word nou nog jonger. Jy moet in die kleuterskool, dan is jy verplig. Jy moet in die skool wees. Wat sê die Bella-wetgewing? Die Bella-wetgewing vat die ouers se gesag weg. Want dit is die staat wat eintlik na die kinders moet kyk. Ons wil nie so iets soos 'n gesin hê nie. En dan kry mens, daar is mense wat daar in ons woonbuurt woon, 'n vrou, 2 vroue wat saam bly, maar die een vrou het besluit, nee, sy wil 'n kind hê. Sy is homoseksueel, maar sy wil 'n kind hê. So wat, dis maklik. Jy gaan maar net na 'n fertiliteitskliniek toe, en jy kry donateer saad, en jy is swanger. Dis 'n individu. Jy hoef nie eers te trou nie. So ons is besig om die gesin totaal te vernietig. Dit is waarna ons op pad is. Dit is wat gebeur. En dan praat ons nie eers van die pogings om kunsmatige baarmoeders te vervaardig, sodat die LGBT ouens daarom ook 'n kind kan hê van hulle eie. Dr. Os Guinness, hy het 'n toespraak gelewer by die Alliance of Responsible Citizenship, en toe maak hy hierdie uitspraak. Hy sê, since the 7th of October 2023, how much of the liberalism has demonstrably shifted from liberal to post-liberal and even to highly illiberal. Wat hy sê is die radikale Islam en die radikale liberalisme in die vorm van woke, kulturele marxisme, hulle is in 'n alliansie met mekaar. En hulle is besig om die wêreld te vernietig. Die monsterwêreld het ons nou van gehoor het. Nou goed, ons het nou al begin praat oor die gevolge, maar in effek waarop dit neerkom is die liberalisme en die woke eindig op in narcissisme, want jy fokus net op die individu, anargie, chaos, verdrukking, wetteloosheid, konsentrasiekampe en dan ook die dood. Nou goed, julle kan nou vra, nee, maar konsentrasiekampe, wetteloosheid, verdrukking, waarvan praat jy? Ek het verwys na professor Stoker. Hy was in 'n konsentrasiekamp. Hierdie is nou onlangs. Hierdie was in 2020. Hierdie is 'n politikus, haar naam is Pavi Rasanen. Sy is in Finland, in die parlement, en die Lutherse kerk het gegaan en hulle het begin om gay pride geleenthede te bevorder en te sê dis 'n goeie ding, ons moet dit ondersteun. En sy sê toe nee, dit is nie goed nie. Romeine 1 sê dit is sleg. Die kerk mag dit nie ondersteun nie. Wat gebeur? Hulle kla aan vir haatspraak en homofobie. En hulle poog om haar te straf omdat sy dit gedoen het. In Frankryk het hulle 'n wet aanvaar wat dit verbied om homoseksueles LGBT om hulle noem dit conversion terapie. So jy mag nie poog om hulle te evangeliseer en te verander dat hulle nie meer homoseksueel is nie. Daai wet in Frankryk is in 2022 aangeneem met 142 stemme teen 0. Die Europese Unie is ook op pad daarna toe. Hulle wil dit in die hele Europese Unie so maak dat jy nie conversion terapie mag doen nie. Hierdie is Adam Smith Connor. Hy is 'n Britse militêre veteraan. Verlede jaar het hy in Skotland protes aangeteken by 'n abortiekliniek. Hy het nie gegaan en iemand geskiet nie. Hy het daar gestaan
en stil gebid. Maar daar's 'n wet dat jy mag nie in Skotland binne sê 500 meter stil gebed doen by 'n abortuskliniek nie. Selfs al is jou huis net langs aan, dan mag jy nie in jou eie huis eers dit doen nie. Dit is waar ons is. Dit is verdrukking. Goed, kom ons slaan hierdie, dit is multikulturalisme, dit is ook 'n uitvloeisel van liberalisme. Wat sal jou tyd? Ja, ek sal 'n bietjie vinniger gaan. So, nog 'n ding is die abortus, daar's as mense na die Wêreldgesondheidsorganisasie 73 miljoen babas elke jaar. Dit is massamoord. Goed, nog 'n gevolg is dat die bevolking stort in duie, want jy dink nie in terme van die toekoms nie. So hierso het ek 'n paar aanhalings op die einde Pat Buchanan vra, maar wat is dit wat dit veroorsaak? Hoekom stort die bevolking in duie? En dan kom dit basies daarop neer, ons is selfsugtig. Ons wil nie kinders hê nie, want hulle vat ons tyd, ons kan nie laat slaap nie, en hulle eet al ons geld op. Nee, ons wil nie kinders hê nie. En wat gebeur? Onder Afrikaners, 1,6 kind per vrou. Ons het ervaar dit ook. Dit is wat met die kerk gebeur. Die grafiek, daai ene met die stippellyn, daar in die begin, 1859, dit is die GKSA. So, in 1859 was 55% van die lidmate in die kerk was kinders. Kyk wat gebeur, hierso in die 1920s, toe word dit onder 50%. Waar is ons vandag? Ons is vandag by 22%. Wat gebeur met die kerk? Die kerk krimp. Kyk daai boonste grys ene. Wat het met die kerk gebeur? Dis die totale lidmate. Ons het hierso in 1989 het ons 'n piek bereik. Maar daar's nie kinders nie, daar's nie 'n volgende geslag nie. Kyk waarna toe is ons op pad? Ons is op pad na 0 toe. Dit is wat gebeur. Hierdie is maar net 'n voorstelling, want ons het die statistiek van wat in die samelewing aangaan. Dit gebeur oralste. Jy kan 'n grafiek gaan kry, die enigste plek waar daar nog meer kinders gebore word as wat doodgaan, is in Sub-Sahara Afrika. En nie Suid-Afrika is uitgesluit, want verlede jaar het ons onder vervanging gegaan. Selfs in Saudi-Arabië is dit onder vervanging. Nou goed, ek gaan hierso net vinnig oorgaan. Musk probeer om teen te gaan. Julle kan gaan 'n bietjie kyk wat het hy gedoen. Hy het Twitter opgekoop en hy sê dat hy dit gedoen het om die woke mind virus teen te gaan. Hy staan sy tyd af om vir Trump te help om al daai DEI programme te stop. Dus besig om hulle almal dood te maak. So ons kan sien hier's 'n geweldige geveg aan die gang. Nou goed, hy is nie 'n Christen nie, so hy verstaan ook nie mooi presies hoe die goed in mekaar steek nie. Nou hier's 'n vrou wat woke was en sy was by 'n maatskappy, was sy werksaam wat woke bevorder het, maar daar kom toe 'n nuwe bestuurder daaraan. En die nuwe bestuurder, wat hy toe doen is hy sê nee, maar hulle moet white supremacy beveg. En nou as hom ou nou van white supremacy, dan definieer sy dit, sy sê dit is stiptelikheid, objektiwiteit, dringendheid, perfeksionisme, harde werk. Dit is wat geassosieer word met white supremacy. Wat dink julle wat gebeur met daai maatskappy? Hy gaan bankrot. Wat dink julle wat gaan met 'n samelewing wat hierdie dinge implementeer gebeur? Hy gaan in duie stort. So dit is 'n goddank dat dit gaan gebeur. Want dit wys vir ons dat dit werk nie uit nie. Nou goed, ek het nou oor my tyd gegaan. Ek wil eintlik nou nog oor nazisme, stamisme en marxisme praat, maar julle weet van die verskriklike dinge. Daar's 'n boek wat geskryf is, The Black Book of Communism. Hy's gratis beskikbaar op die internet. Dit is 900 bladsye dik. In daai boek word mooi vir ons uiteengesit wat gebeur met marxisme en die massamoord, 100 miljoen mense wat dood is. Nazi's, daar's 24 miljoen mense dood tydens die Tweede Wêreldoorlog as 'n direkte gevolg van die idees wat met nazisme geïmplementeer is. Ek wil net na hierdie verwys. Dit is 'n beeld van Hitler
En hier aan die regterkant, nou kan ons die mentaliteit sien waar die klem geplaas word op die groep en nie op die individu nie. Die individu figureer glad nie. Hulle skryf daar, hulle sê, du bist nichts, dein Volk ist alles. So as dit nou in Afrikaans vertaal, en sê dit, jy is niks. Jy as individu is niks. Jou volk is alles. So wat hulle doen, is hulle beklemtoon die groep en die individu bestaan glad nie. Nou die kommuniste doen presies dieselfde. Hulle sê, daar's propaganda wat hulle sê, nee, die samelewing is 'n byekorf, die individu is niks, hy's 'n klein ou bytjie, dit gaan eintlik oor die geheel. Goed, ek wil net nog een ding sê oor die Boran stam. Dit is 'n stam wat in Ethiopië is. En hulle het glad nie 'n woord vir my nie. Dit is soos die Engelse wat nie 'n woord vir volk het nie. Die ouens het glad nie 'n woord vir my nie. So hy kan nie sê my bok, my kind, my vrou, hy kan dit nie sê nie, want dit is nie in sy verwysingsraamwerk nie. Dit is net ons bok, ons kind. So hulle denke is heeltemal net in terme van die groep. En dan ja, die uiteinde is konsentrasiekampe, massamoord, hierdie is in Ethiopië, 1 miljoen mense dood. Dis die konsentrasiekampe in die Sowjetunie. Dit is Nikolai Getman se skilderye, hy was self 'n gevangene daar, dit is wat hy daar gesien het. Die mense is heeltemal, die individu word verontmenslik. Net massamoorde, hierdie is in 'n museum in Kambodja, massa mense dood. Nou goed, ek dink hoe ons dit kan opsom, hierdie twee uiterstes wat ons na kyk, die diagram, ons het nou gekyk na hierdie twee kantdele, die een wat die groep heeltemal oorbeklemtoon, die ander ene wat net die individu, en op die einde is die eindresultaat dieselfde, dit is net dood en swaar kry en onderdrukking. Nou Darren Miller, hoe hy dit beskryf, hy sê, the one mindset focuses on the absolute freedom of the individual. It leads to narcissism and ultimately to anarchy. In a society that has forgotten God, this can be freedom to do wrong. En dan kom dit neer op dit wat in Rigter sê, elkeen het gedoen wat reg was in sy eie oë. So dis nie net nie. En dan sê hy, for each part, the perspective of the many, die ouens wat die groep oorbeklemtoon, leads to totalitarianism, form without freedom. Nou goed, ons sien nou dat hierdie twee uiterstes gee net vir ons moeilikheid. Die eintlike oplossing is die middelgedeelte waar ons 'n Bybelse wêreld beskou het. En dit is wat ons dan nou na gaan kyk in die volgende lesing, wat Dominee Pieter vir ons gaan doen. Baie dankie. Baie dankie van ek wil dan net sê, Dr. Wys van die dit sê, dat jy baie druk op by gesit vandag. Maar broer en suster, daarvan nou die verversingsfees, Franso het vir sy tyd gegaan, so dit deel van die diversiteit, eenheid en diversiteit is dat daar grense is. Ons sterk, want soos ook daar dan, ja, sponsor, maar broer en suster, ons het nou tyd om van hulle te draai is, dankie vir Debbie, sy vir ons, en Tina en ander, ons rechts